Liewe luisteraars, vriende en familie, baie welkom. Ons is besig om saam te reis met die tema Bede uit Romeine en vandag staan ons stil by hoofstuk 15. Ek wil tog graag begin om net weer ons vorige fokusgedeelte te lees. Dit kom uit hoofstuk 14 uit vers 8. As ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Nou ons het verlede keer vir mekaar gesê hoe belangrik dit is dat die nitties in die gritties, dit wat eintlik nie die kern is nie, nooit dominant moet word nie. Want dit beteken dat Christus Jesus nie meer die kern van ons fokus en ons ingesteldheid word nie, maar dat al hierdie ander dinge, ons eie voorkeure, so dominant word, dat daar gedurende krapperigheid is en ons verhoudings lei daaronder en so dien ons nie die Here nie. Ons teks vanmôre bou verder op hierdie gedagte. Kom ons lees saam hoofstuk 15 vers 1 tot 3. Op ons wat sterk is in die geloof, rus die verpligting om die swakhede te verdra van die wat nie sterk is nie. Ons moenie aan onsself dink nie. Elkeen van ons moet aan ons naaste dink en aan wat vir hom goed is en wat hom in die geloof kan opbou. Christus het immers ook nie aan homself gedink nie. Inteendeel, dit was met hom soos daar geskrywe staan, die beledigings waarmee mense u beledig, het op my neergekom. Met hierdie agtergrond en gedagte en ook die teks wat ons vandag saam gelees het, kom ons word stil en dan gaan ons oor in gebed. Here Jesus, ons word vandag gekonfronteer met die woord, want dis wat die waarheid doen. Natuurlik maak die waarheid ons vry, maar dit konfronteer ons ook. Want ons is so bevlek en besoedel met die invloed van hierdie wêreld. Dit is so maklik om eerder die wat van ons verskil, die wat dalk bietjie anders dink of voel oor dinge, die wie se voorkeure nie in lyn is met ons eie nie, is eintlik bietjie makliker om hulle te isoleer en hulle te verdryf, sodat almal wat presies dieselfde is, mekaar kan warm broei. Ons lees vanmôre dat daar 'n verpligting op ons rus om die swakhede te verdra van die wat nie sterk is nie. En hierdie verpligting ten diepste is gegrond in liefde, om die liefde wees vir ons broers en ons susters wat van ons verskil. Om lief te wees van die wat nie noodwendig hou waarvan ons hou nie, nie noodwendig dieselfde dink oor dinge soos ons daaroor dink nie. Here, die woord maak dit so duidelik dat die liefde wat ons moet hê, nie slegs vir die mense is wat in ons eie oë dit verdien nie, maar so ver moet strek dat ons self vir ons vyande moet lief wees. En dan besef ons dat as U vir ons kon lief wees, toe ons nog ver weg was in die mag was van die dood, hoeveel te meer moet ons nie lief wees vir die een wat langs ons sit en ons soms bietjie vies maak, die een wat die dinge kies waarvan ons nie so baie hou nie, en die een wat opinies het, wat nie so lekker strook met ons eie nie. En selfs dit is vir ons dikwels te veel gevra. Vergewe ons, Here, want ons weet nie wat ons doen nie. Ons is eintlik maar in wese baie selfsugtig, baie selfgesentreerd. In wese bou ons onsself so op en ons maak onsself die absolute, terwyl ons eintlik op ons knieë ook ons broers en susters se voete moet was en vir hulle voorbeeld moet wees van hoe U gedien het en U liefde. Die woord sê vir ons vandag, ons moenie aan onsself dink nie. En elkeen van ons moet aan ons naaste dink.
en aan wat vir hom goed is en wat hom in die geloof kan opbou. Weer eens erken ons dat dit al klaar soveel gevra is van ons wat groot geword het in 'n wêreld waar ons denke en ons drome en ons planne slegs rondom onsself draai. Dit wat ons wil bereik binne die volgende 5 jaar, dit wat ons wil doen na skool, dit wat ons beplan. Vader, ek bid vandag vir nederigheid. Want hoe kan ons gehoorsaam wees in dit wat die woord ons leer, as ons nie nederig is nie die knie buig nie erken dat U die Here is, dat U die koning is en nie ons nie. Iemand het een keer gesê dat in die begin het U die mens in die eie beeld gemaak en van toe af het die mens probeer om dieselfde te doen met U. En dit is dikwels so. Ons hou nie van hierdie tekste nie. Ons wil eerder hê dat U dinge vir ons moet sê wat ons eie agendas kom inkleer. Kom leer vir ons vandag wat oorgawe is. Kom maak ons nederig. Help ons om ander raak te sien met U oë. Om vir mense lief te wees wat van ons verskil. Om die evangelie te bedien op 'n manier wat getuig van U karakter, U goedheid, U liefde, U diensbaarheid, U nederigheid. Soveel so dat U U lewe gegee het vir ons. Soveel so dat U U lewe in gehoorsaamheid en in liefde vir die Vader afgelê het. Dankie dat ons kan weet dat U in ons harte werk. Geef ons die dissipline om te verdiep in die woord en toe te laat dat die Heilige Gees alles in ons wat nie van U afkom nie sal verdryf. En dit wat U verheerlik, dit wat U kerk opbou, dit wat U koninkryk opbou, sal laat groei, sal laat spruit, sal laat vrug dra. Ons bid dit vandag in U naam. Amen.